Ek wil met jou gesels oor jou tafel van goedheid en guns. Nou, veral op 'n Sondag, het ek groot geword in 'n huis dat ons het nooit 'n 3-gang maaltyd gehad nie. Behalwe op Sondag. My ouma was aan stuur van sake en sy het letterlik uit haarself uitgegaan. Sy het soos, ek kan onthou, sy was al oor die 90, maar op 'n Sondag dan funksioneer my ouma soos 'n jong vrou. Sy het gekook en gebak. En daar was pudding. En daar was alles. En dit het vir my altyd gelyk soos 'n tafel van goedheid en guns. Goedheid, jy kon sien, die Here is vir ons goed, en guns, jy het gehoop, jy raak nie vet na die tyd nie. Maar ek wil vanmôre met jou 'n diep gesprek hê. Ek wil nie hê jy moet dit laat voel dat ek jou oor die vinger stik vanmôre nie, want dit is nie die rede agter vandag se gesprek nie. Hierdie boodskap moet jy 'n paar vrae aan jouself antwoord. Jy sien, dis die persoon vir wie jy nie kan weghardloop nie. Jy kan nog dink, jy kan vir die Here wegkruip, en ja, tot 'n sekere mate glo ek, en ek het dit al beleef en gehoor by mense, dat hulle die kontaklyn met die Here so bietjie sny. Maar daar's een persoon wat jy nie van kan ontslaa raak nie. En dit is jouself. En naas die Here, ken jy jouself die beste. 2 Kronieke. Ek lees dit vir jou weer, ek het dit verlede week gelees, en dit het iets in my gees gestuur, en as julle wil weet, pastoor, wat beteken dit? Dit beteken, dit het iets in my wakker gemaak oor hoe God na ons kyk. Want die Here sy oë deurloop die hele aarde, om diegene kragtig te steun, wie se hart onverdeeld op hom gerig is. Nou, hoeveel van ons sal hom lees net tot daar? Lees verder. Hierin het die dwaas gehandel. Want van nou af sal daar oorlog teen u wees. Die Here se oë deurloop die hele aarde. Die ander vertaling sê dit deursoek dit om wat te doen? Kragtig te steun. Met ander woorde, kragtig te steun maak nie vir ons sin nie, maar God doen dit so. Kragtig te steun beteken dat ander mense gaan nie verstaan, jy dalk self, hoe jy dit hierdie maand maak nie, maar God se oë is op jou. Vir een rede. Omdat jy jou hart met geen ander mens as met hom deel nie. Moenie dwaas handel. Moenie dink dat jy kan staatmaak op God se kragtige ondersteuning as jou hart met iemand anders gedeel word. Wat beteken onverdeeld vir jou? Dit lê in hoe groot werklikheid die Vader werklik vir jou is. Hoe groot werklikheid is die Vader werklik vir jou? Beteken onverdeeld vir jou dieselfde as wat dit vir God beteken?
Ek sit baie in sulke gesprekke. Dan is ek die mediator, ek is die middelaar, ek moet nou vrede bring. Dan besef ek, die grootste rede vir hierdie argument, vir hierdie onmin is, hierdie beteken vir hierdie party nie dieselfde as wat dit vir daardie party beteken nie. En alle ons mekaar gaan vind, is as ons kan saamstem, dat ons nagenoeg of mekaar se persepsies akkommodeer, of dat ons vir mekaar se verskillende sieninge ruimte skep. Albei maak sin. Is net nie dieselfde nie. En ek dink baie keer as ek hierdie dinge lees en ek is so lief vir Afrikaans dat ek van hierdie woorde vat en dan praat die Here met my, dan sê hy onverdeeld vir jou en onverdeeld vir my. As dit nie dieselfde beteken nie, gaan jy my kragtige steun miskyk. Jy sien, want ek dink baie keer, en vergewe my, as ek nou nie is waar jy nog is nie, maar ek dink baie keer dat kragtige steun beteken dat as ek finansies nodig het, dat God dit sal gee. Vergewe my, maar dit is waar ek myself baie bevind. Here, ek het nou die kragtige steun nodig, en dan kyk ek na my banksaldo die volgende dag. Maar dan besef ek, as ek die volgende dag na my banksaldo kyk, dan is my hart mos nie onverdeeld nie. As ek God vertrou vir kragtige steun, hy weet wat ek nodig het, hoef ek nie te soek nie, ek moet net my oë op hom hou. Hoeveel van ons soek, dan haal ons oë van die Here af. Waarom is dit dan so groot uitdaging om deurlopend die Vader te vertrou? Kom ek antwoord dit met 'n vraag, jy moet dit antwoord. Hoekom sukkel jy om die Here te vertrou? Weet ons regtig wie hy is? Ken ons hom werklik goed genoeg? Hoe gebeur dit dat sonder ons dit besef, ons hom te maklik soos 'n vreemdeling behandel, 'n besoeker? Dis amper nog erger. Ek weet, Sondagmiddag het my pa ons partykeer forceer. Dan na kerk gaan ons almal die middag na ouma toe, of daai tyd my ouma Grootjie nog gelewe. En ek het nou my oupa se naam, so toe dan moet ons na ouma Grootjie toe. Maar ek het gevoel soos 'n vreemdeling. Hoekom? Ek kom nie altyd daar nie. Later het dit nog erger gevoel, want ouma Grootjie het ouer geword, so sy kon nie meer onthou nie. En ek is daarvan oortuig, jy kan my help, jy kan my dalk 'n wenk gee waar ek myself verkeerd uitdruk vanmôre, maar ek wil amper sê dat die groot rede hoekom ons vreemd selfs in die Here se teenwoordigheid voel is omdat ons dit nie ken nie. Dis nie dat dit verkeerd is nie. Wat sê Spreuke 3 vers 5? Hy sê, vertrou op die Here met jou, daar's weer die woord, hele hart, onverdeelde hart, steun nie op jou eie insig nie. Ons leef in 'n tyd wat as iemand jou iets beloof, dan vra jy, waar is die catch? Hoe gaan ek gevang word? Ons behandel die Here dieselfde. Hy sê dit in sy woord, maar jy kan hom nie vertrou nie. Hoekom? He's a stranger to you. Waar is die catch?
doen ons genoeg moeite om te onthou wat hy al reeds vir ons gesê het of besig is om te sê? Ek wil jou vandag vra, en ek weet, jy gaan nou voel, dis nie so skriftuurlik nie, maar draai so 'n bietjie terug en kyk, waar het jou spore al orals getrap? Dan saam met dit, vra ek jou, hoeveel van die plekke, waar jy met jou spore getrap het, of waar jy spore getrap het met jou voete, ekskuus, was dit nie God se woord, wat tot vervulling gekom het nie? Was dit nie beloftes van die Here wat waar geword het nie? Ons sukkel om te vertrou, want ons luister nie regtig nie. Jy weet, ek en my vrou het hierdie jaar, ons beleef soveel frustrasies, ek neem aan julle ook, dat ek op 'n kol wil dis asof iets in 'n ou loskom, wat jy net jou vuiste wil bal en beginne baklei. Jy wil verdedig, maar jy wil ook aanval, want jy voel genoeg is genoeg. En nou het ek geleer, of jy 60 oor die stopstraat ry, of jy 10 km/h oor die stopstraat ry, en of jy 140 of 160 oor die stopstraat vlieg, verkeerd bly dit verkeerd. So stop dan maar eers by die stopstraat. Want as jy gaan oorvlieg, maak dit nie minder verkeerd nie. As ek en my vrou frustrasies beleef, as ons beleef ons is meer in reaksie as wat ons in die gees is, dan is die ding wat ons vir mekaar sê, kom ons gee 'n tree terug en ons vra, Here, wat is U besig om vir ons te sê? Ons beweeg nie voordat ons gehoor het wat U regtig sê nie. As ek emosioneel is, dan val ek sommer die Here in die rede, dan dink ek weet wat hy wil sê. Here, ek het hierdie een al gehoor, kom ek help U met hierdie rond. En dis waar jy die grootste fout maak. Wat is die Here besig om vir jou te sê? Luister, en luister klaar. En moenie vergeet nie. Ek weet nie van julle nie, ek het gehoor, my ma sê dit vir my pa gereeld. Nou hoor ek my goeie genigtig, ek weet nie of dit gene is nie, maar nou vang ek myself dat Pastorina dit gereeld vir my sê. Onthou nou, want jy gaan vergeet. Onthou nou, want jy gaan vergeet. Hoekom? Want sy weet hoe sy kan mekaar. Gaan Spar toe, 2-3 mense wat ek lanklaas gesien het, knoop daar met hulle gesprek aan die gang. Ek weet nie van julle nie, ek is nie een van die ouens met 'n lysie gaan shop nie. Ek sien van die manne verkleur. Jy moet gaan vir 'n brood en melk, en dan as jy daar by die huis kom, dan vra jou vrou vir jou, joh, dis oulik wat jy alles gekry het, nou waar is die brood en die melk? Onthou nou, want jy gaan vergeet. Geloof, sê Paulus, is dis uit die gehoor. En die gehoor kom as gevolg van 'n woord. En dit geld vir alles. As jy glo wat iemand vir jou sê, wat sê jy eintlik? Ek is bereid om te waag vir dit. Anders sou baie Christene nie met geldmaak skemas arm geword het nie. Ai man, pastoor, moet jy nou so wees?
Is dit nie relevant nie? Ek dink dit is. Ek dink die verskil tussen my en iemand wat die Here vertrou, lê baie in die manier wat ons luister. Omdat ons nog nie regtig weet wie hy is nie. Ons beleef hom nie regtig nie. Ons gaan op iemand anders se belewenis. Ons bou ons geestelike sukses op wat iemand anders vir jou sê. Die derde vraag. Maak ons nie te veel staat op ons eie krag, bronne, en leef eintlik onafhanklik van hom nie. Met ander woorde, die 5de wiel wat jy wegsteek. Die 5de wiel wat jy wegsteek en net laat uitkom wanneer jy geen ander antwoord het nie. There's nothing more left. Het jy al gesien van hierdie voertuie wat so fancy is? Hoe lyk hulle noodwiele, hulle spaarwiele? Maribus kykie. Dis alles behalwe mooi. Maar wat sê dit? Moenie dit kritiseer nie, dis al wat ek het. Moenie dit kritiseer nie, dis al wat ek het. Dis beter as 3 wiele. Maar hier is my probleem. Hoeveel mense, manne, sorry, ek weet die vroue, as jou eie kar het, kyk daarna. Hoeveel van ons kyk gereeld voor ons ry, of is ons noodwiel nog styf gepomp? Nee, pastoor, want ek het hom nie nodig nie. Oh, die vroue knik en die mans knik nie, hulle kyk af. So, Jesus is mos altyd daar. Dis reg hy is, 100%. Maar hoe weet jy dat as jy hom gaan nodig kry, gaan hy reg wees vir jou? Hy kan jou verras, hoor. Weet jy wat het ek al geleer? Hoe minder ek God ken, hoe meer arrogant word ek. Hoe minder tyd ek met die Here spandeer, hoe makliker kan ek sê, joh, ek is hom nou oulik. Dis my besigheid. Dis my vrou. Dis my kar. Dis my kinders. Hoekom is jy op die my vas? Want jy het vergeet wie's hy. En dan wat gebeur is, vra hier's manne wat daai stories het, dan kom die Here op die dag en hy trek die prop uit die bad uit en hy gooi hom by die venster uit. En die water loop en jy kan nie die water keer nie. Want jou hand, as jy moet indruk in die gat, het jy een hand minder. Dan kan jy ook nie hou en besit neem nie. So jy vat en los die hele tyd. Totdat jy onthou, maar hier moet 'n bonatuurlike antwoord kom. Ek ken iemand. Maar hoeveel van ons kom daar uit wat ons kan sê? Ek ken iemand. Meeste van ons, omdat ons so lank uit ons eie menslikheid uit, die krane oop en toegedraai het, wanneer ons hulle wil oop hê, en wanneer ons hulle wil toe hê, het ons vergeet, waar kom die water vandaan? En nou onthou jy nie, ek ken 'n persoon nie, nou vat jy maar 'n kans. Ja, as jy soos die verlore seun, you have nothing left. Jy ruik soos waar jy nooit wou wees nie. Maar jy was daar.
God begeer verhouding met jou. Ek dink ons maak dit te ingewikkeld. Ja, maar pastoor, sal die Here my nie straf nie. En pastoor, is God nou nie kwaad nie. Die bottom line is, God begeer 'n verhouding met jou. Nie namens jou nie. Met jou. Jesaja 42 vers 8 kan jy oplees. God deel sy eer met niemand nie. So hy, ekskuus dat ek dit so moet sê, wanneer jy en hy in verhouding staan, word hy nie ewe skielik die ou baas nie. Of die man na bo nie. Hy deel sy eer met geen mens nie. Hy bly God, hy bly almagtig, maar hy soek verhouding met jou. Jy moet bevoorreg voel. Geld kan nie koop dat die almagtige God met jou 'n verhouding wil hê nie. Jakobus 4 vers 8 sê, nader tot God en hy sal tot julle na. God soek verhouding met jou. It's all in approach. Sy eer word vertaal met die woord in die oorspronklike teks, oorvloedigheid. Dit beteken hy's 'n fontein, hy raak nie op nie. Hy's onuitputbaar. God raak nie moeg vir jou nie, hy raak eintlik net liewer vir jou, dan omdat hy vir jou liewer raak, boks hy jou so 'n bietjie in nou. Hy sê, hierdie tank van jou kan nie nou 20 kilos loop nie, hy loop nou 5. Hoekom? Want jy bestuur te veel uit jou eie vermoë uit, my seun. Ek moet agterna draf, daar's nie plek vir my in jou voertuig nie. God is onuitputbaar. Pastoor, waar is die skrif daarvoor? Eenvoudigste een, die bewaarder van Israel slymer of slaap nie. Hy, sy oorvloedigheid, sy onuitputbaarheid, deel hy met niemand. Moet nooit op 'n plek kom wat jy wil sê, maar om die Here te dien maak jou moeg nie, dan doen jy dit verkeerd. En nou wil ek het nou konteks geskep, nou wil ek jou vat na 'n baie bekende gedeelte. Vers 5. Is altyd belangrik om te onthou wanneer jy die Here raadpleeg, hoe hy te werk gaan. U berei 'n tafel voor my aangesig teenoor my teenstanders. U maak my hoof vet met olie, my beker loop oor. Kom ons breek hom op. Hy berei die tafel voor jou aangesig. Jy het 'n front row seat in wat die Here besig is om te doen. Anders sit jy op die verkeerde plek. Hy is wie se herder? Joune, myne. U berei 'n tafel voor my aangesig. So dis nie oornag nie. There's no quick fix in supplying all your needs. Dis nie van bid en dan môre het jy alles nie. Gee hom kans, want jy het die voorreg om 'n toeskouer te wees. Weet jy wat ek beleef die afgelope tyd, soveel mense probeer te perform. They want to perform, hulle wil beter word, hulle wil ryker word, hulle wil mooier word, hulle wil maarder word.
Maar die Here berei die tafel voor. Jy sien, ek en jy raak onnodig moeg as ons die tafel ook wil voorberei. Die Here weet die beste vir jou. As hy jou herder is. Kan jy 'n toeskouer wees wat gaan stil bly? Here, nie daai nie. Nie dit nie, Here, ek eet nie dit nie. Het jy gedink, as die Here dit wat jy nie wil eet nie, afgehaal het van die tafel af, dan sou jou teenstander dalk gevoel het, hy het ook nou plek. Jy kan aansit, jou teenstanders nie. Don't make them part of it. Jou verhouding met die Here, ek dink baie keer bid ons te veel vir ons vyande, dat die Here ons moet genadig wees, want hierdie persoon wat saam met jou werk, en jy bestraf die duiwel, en jy noem daai persoon se naam, wow! Hulle is nie deel van die feesmaal nie. Don't invite them into your prayer life. As jy hulle vir die Here gegee het, los hulle vir die Here. As jy wil aansit by 'n feesmaal, beteken dit, you don't need more than that. Stop het. Ek hoor nou my ma in die kerk, stop het. As ek woelig was, stop het. Ek wil vandag vir jou sê met 'n salwing, stop het. Om aan mekaar te huil oor almal wat jou te nakom. Hulle het nie plek by die feesmaal nie. Stop het. Ha, Pastor Paul? Stop het. Ek huil, weet jy, ek huil so, ek kry nie gekou nie. Die Here berei vir jou 'n feesmaal. Jy het die voorreg, jy hoef nie 'n vinger te roer nie, jy hoef net te sit en te sien hoe die Here al die goed wat jy nodig het, nie altyd wat jy van hou nie, maar wat jy nodig het vir jou dek. Partykeer is dit vir jou oorweldigend, dan dink jy, Here, dis te groot vir my. Die Here kyk anders na jou. Dis hoekom jy die toeskouer is. Glo dit of jy wil, jy het teenstanders. En die skrif sê, hulle kom baie soos 'n engel van die lig. Hulle wil jou so graag help. Wat gebeur? Ons het te veel hande van ons eie in God se tafel wat hy vir ons voorberei. Is te veel mensgedrewe. En dan kom die jaloesie. En dan kom die bitterheid. En dan kom die magspel. Ewe skielik ervaar jy, maar hierdie persoon het soveel beheer oor my. Dis omdat jy opgestaan het van die tafel af nog voordat jy geëet het. Daar is, en sien dit in konteks wat ek nou vir jou sê, daar is verseker mense in jou lewe, wat sonder dat hulle dit besef, opneer hulle die hand van God wat op jou lewe is. Hulle kan niks goeds van jou sê agter jou rug nie, moenie na hulle luister as hulle met jou praat nie. Hulle kan niks goeds van jou sê agter jou rug nie. As jy my nie glo nie, vra die Here om jou te help dat jy instap op van hulle kinderpraatjies. Jy sal dit net een keer vra, jy gaan nie weer vra nie. Daar is mense wat in teenstand is met jou. Hoekom? Jy is op 'n plek waar hulle wil wees, maar hulle besef, hulle sal nie daar kan kom nie. Ja, maar hulle is sulke oulike mense.
totdat hulle van jou iets moet sê. En weet jy wat? Wees lief vir hulle, maar stuur hulle huis toe. Daar's nie plek vir hulle by jou tafel nie. Weet jy wat kon my irriteer het as 'n klein seentjie? Nou daar sekere goed, ek was baie kieskeurig van wat ek eet. Nou nooi my ma mense op daar te kom kuier, Sondag. Dan weet ek eet nie daai nie, ek eet nie daai nie, want daai baksie bak wat ek target. Raai wat eet die gaste eerste amper heeltemal op. Daai bak. Ek het op 'n kol gevoel. Ek wil nie meer hê my ma en my ouma moet mense na kerk nooi nie, want ek ly honger. Maar is die waarheid. Jy nooi jou teenstanders. Moenie hulle nooi nie, jy gaan honger ly. Don't let them into your prayer life. Moenie meer van hulle praat as wat jy van die Here praat nie. Hy is die een wat die tafel vir jou voorberei. Leave the fight to God. Jong, ek preek nou te lekker, maar in elk geval. Wat gebeur met ons in die tyd wat ons sien hoe hy alles in plek sit? Waarmee hou jy jouself besig? Jy begin sien hoe die Here alles doen, maar nou wil jy hom aanjaag. Kyk wat sê hy, U maak my hoof vet met olie, my beker loop oor. Hy sonder jou af, leer jou, proe hoe smaak sy voorsiening. Hy leer jou proe, terwyl jy sit en wag. Stel jy jou stelselmatig bloot in hoe hy besig is om jou te antwoord. Anders is hy nie 'n goeie vader nie. 'n Goeie vader is die een wat alles op een slag gee wat sy kind nodig het nie. Hy leer hom stelselmatig. Skink in die beker, proe. Skink in die beker, proe. Later loop die beker oor. Hoekom? Want jy leer hoe proe dit wanneer die Here voorsien. Baie mense weet nie hoe proe dit wanneer die Here voorsien nie. Daarom raak hulle geestelik arm. Hulle raak verbitterd. Hoekom? Want vir hulle proe bitter nou ewe skielik soet. Hy dink hy voel beter, maar hy is nie beter nie. Jy dink jy voel beter wanneer jy die beter woord vir iemand anders het. Jy dink jy voel beter wanneer jy iemand anders kan terugseermaak, maar jy is nie beter nie. Later loop jou beker so oor, jy kan nie anders as om te deel nie. Ek het vir die Here gevra, ek en Marlies op so 'n plek, Here, maak my 'n gewer. Die Here sê toe vir my, ek kan jou net 'n gewer maak as jou beker oorloop. Ek sê, Here, maar jy woord sê my beker loop, hy sê jou beker loop oor as jy stil genoeg sit en luister. As jy net by een beker proe, ja. Die Here, wat moet ek maak? Wees goed vir almal wat ek op jou pad stuur en ek sal God wees vir jou. Here, stuur vir my. My vrou sê gister, wat doen jy? Ek sê die Here het hierdie ou gestuur. Is net gehoorsaam. Wees goed vir mense en God sal vir jou goed wees. As jy 'n gewer wil wees, hoe wil ons dit doen? Nee, maar die Here moet eers vir my gee, voor ek 'n gewer is. Dan is jy nie geloof nodig nie. As jou beker oorloop, deel jy, want jy's bang jy mors. Jy moet so 'n bietjie kou aan daai, né? As jou beker oorloop, deel jy, want jy's bang jy mors. Jy weet wat het dit gekos om dit in jou beker te kry.
Alrede hoekom ek en jy deel, hoe goed die Here met jou is, met ander, is omdat jy besef, dit kom nie net sommer nie. En as jy dit nie gaan deel nie, gaan dit lyk asof jy 'n slegte ontvanger is, want jy het gemors. Vers 6. Of ek wil eers sê, moenie die Vader aanjaag terwyl hy vir jou dek nie. Sit aan, jou beker loop reeds oor. Net goedheid en guns. Net goedheid en guns sal my volg. Klink dit vir jou asof daar plek is vir iets anders? Maar hoeveel van ons voel net goedheid en guns volg ons nie? Net moeilikheid, net siekte, net hartseer. Net goedheid en guns sal my volg, al die dae van my lewe, en ek sal in die huis van die Here bly, in lengte van dae. So nou moet jy jouself die vraag afvra, die kere wat jy voel, net goedheid en guns, jou nie volg nie. Hoe ver is jy van die huis van die Here af? En ek praat nie van 'n kerkie. Ek praat van God se teenwoordigheid. Ons vra baie keer, wat is die direkte gevolg om die Vader te vertrou, terwyl hy besig is om die tafel te dek? Dan skree almal, goedheid en guns. Nee, net goedheid en guns. Jy leef in sy teenwoordigheid en pas sy woord gehoorsaam toe. Dan sal die nagevolg wees net goedheid en guns. Om net in 'n kerk op 'n sitplek te kom sit, waarborg jou nie net goedheid en guns nie. Miskien goedheid en guns, maar nie net goedheid en guns nie. Maar as jy leef in sy teenwoordigheid en sy woord gehoorsaam toepas, sal net goedheid en guns jou volg. Sit met vrymoedigheid by jou tafel van goedheid en guns aan vanmôre. Hierdie week, sit met vrymoedigheid by jou tafel van goedheid en guns aan. Nee, net goedheid en guns. Net goedheid en guns. Net goedheid en guns. Hoekom? Jy kies hom eerste. En die woord wat by sy mond uitkom, pas jy gehoorsaam toe. Is dit maklik? Wel, kyk in jou lewe. Volg net goedheid en guns jou? Nee, so dan is dit nie maklik nie. Maar ek soek dit. Ek soek dit, ek weet nie van julle nie, maar ek soek dit. Ek wil eintlik voel, jo, Here, U bederf my nou. Dan sê die Here, nee. Jou beker loop lankal oor, jy het net opgehou om te mors. Kom aan, wie van julle wat goeie ouers is? As jou kind mors wat jy vir hulle gee, gaan jy weer net sommer gee? Net goedheid en guns. Hoekom? U berei 'n tafel voor my aangesig. Terwyl my teenstanders. Hy praat nie van teenstanders nie, hy sê my teenstanders. Ek hou van die een vertaling wat sê, hulle moet toe kyk. Ek kies sy teenwoordigheid bo alles.